Goed, ek weet nie of julle kan onthou, laasweek het pastoor Andries gepraat oor om jou geloof te voer nie, feed your faith, waar ons geloof, ons moet uitstrek op geloof en geloof kan uitstap vir ons eie lewens. Hierdie week wil ek bietjie praat om weer te droom. Nou om weer te droom is nie altyd so maklik nie, want ons het baie keer ons drome wat ons gehad het, diep weggebere, want ons het 'n vyand gehad wat vir ons gesê het, dit gaan nooit werk nie, dit gaan nooit uitwerk nie. En wie van julle het drome gehad toe julle klein was? Kom aan, jy het 'n droom gehad, nie? Maar nie, was jou droom om die baas te wees? Ek glo nie. Ek sit daar en nou dink ek aan my drome, en nou dink ek, yes, weet jy, ons drome was baie keer so kortstondig of so klein, want ons het gedroom oor, byvoorbeeld, ek wil 'n beter game gehad het, of ek wil 'n beter karretjie gehad het, of ek wil beter albasters gehad het, toe ons, my ouderdom het ons nog nie al die selfone en goed gehad nie, as ek my seuns sien, hulle droom al hierdie volgende foon, jy weet, nee, ek wil daai foon hê, of ek wil daai speletjie speel, of ek wil die volgende ding hê wat beter is, of, jy weet, en soos wat ou groter geword, jou se drome 'n bietjie verander. Toe begin ons droom oor 'n kar. Jy weet, ek kon onthou toe ek van 'n fiets af oorgeskakel het na 'n kar toe, Jesus, my wêreld het verander. Jy weet, ek moes fietsry oor, ek moes eers loop waar ek wou wees, en toe kry ek 'n fiets. Gelukkig was dit 'n resies fiets, so ek is 'n bietjie vinniger as die ander ons het gekom waar ek wou kom, en toe kom die kar. Maar toe die kar kom, was dit net so rukkie, toe sa 'n nuwe model. Dan dink jy, daai kar gaan beter wees. En dan het jy hom, dan sit so 3 maande ons 'n nuwe model. Dan dink jy, nee, daai ene gaan beter wees. En so, dieselfde met jou huis. Jy het in 'n huis gebly en gedink, dit sal lekker wees om 'n groter huis te hê, of 'n beter huis, of 'n mooier huis te hê. En so het ons almal drome gehad in ons lewens. En uiteindelik is daar drome gewees wat nie waar geword het nie. Ek onthou as 'n kind het ek 'n droom gehad, ons het op 'n plaas gebly in die Wes-Transvaal, en ek het gedink, ek sal graag eendag as ek wil boer, soveel trekkers wil hê. En ek wil sulke ploë hê, en ek wil sulke planters hê, en ek wil dit doen, en ek wil dit doen, en ek wil nog grond bykoop. En op die pad het ek nooit die droom vervul nie. En ek dink ons almal het 'n ashoop van drome wat nooit waar geword het nie, of drome wat net iewester in skerwe lê. Ek wil nou nie praat oor meisies en boyfriends en al daai goed nie, maar ons altyd iewester 'n droom. Ek wil vir ons lees vanmôre uit Psalm 126 uit vers 1 tot 3, en dit is waar God die Israeliete na 70 jaar van ballingskap van die Babyloniërs af teruggebring het na Jerusalem. En hulle het 'n droom gehad om eendag terug te kom in hulle eie land. 'n Droom gehad om te sê, ons wil weer ons eie grond hê, ons eie plek hê. Toe die Here die gevangenes van Sion teruggebring het, was dit soos die wat droom. Dit was soos 'n droom vir hulle, en ek weet nie wie van julle het al gedink aan 'n droom en sê, hierdie droom vir my het waar geword, en dis soos, hulle het hierdie droom gehad, en ewe skielik het die Here hulle teruggebring, en hier was hierdie plek, waar hulle kon sê, dit is so 'n droom gevoel. Dit was 'n droom vir ons. Toe is ons mond gevul met gelag, en ons tong met gejubel. Toe sê hulle onder die nasies, die Here het groot dinge aan hulle gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen, en ons was bly. As ons op hierdie plek kom, baie keer waar die Here kom, en hy maak jou droom waar, die volgende stap is daar gaan 'n gelag wees, daar gaan vreugde wees, daar gaan hierdie opgewondenheid wees, van yes, die Here het vir my deurgekom, is dit nie? Jy weet, en hulle was in ballingskap. Nou ballingskap, dink ek nie, was soos ons tronke vandag, waar jy net kon sit en PlayStation speel, en koffie order, en ek weet, dit klink nogal baie lekker deesdae in die tronk. Daai tyd was dit taaf, jy was 'n slaaf, jy moes werk, vir iemand anders, en hulle het jou ook gebruik as slawe. En dit was nie 'n maklike plek nie. Een ding wat ek besef het baie keer is ons droom ons volgens ons budget, is dit nie? Wie van julle daai droom sê, nee, weet jy, hierdie gaan werk, maar pas dit in ons budget in. Gaan ons dit kan inpas? En ek wil een ding vandag vir ons sê, dat die Here se budget is baie groter as ons budget. En is tyd baie keer om terug te gaan in ons lewens en te sien wat se drome ons gehad het, en dit so 'n bietjie af te stof en sê, Here, pas dit in jou budget. Gaan dit inpas in die plan vir my om hierdie droom nog waar te word. Tog wil God hê ons moet in geloof lewe, is dit nie? En die oomblik wat ons in geloof kan lewe oor ons droom, sal ons drome sien waar word.
God het die Israeliete uit ballingskap uitgehaal. Na 70 jaar is daar 'n profesie gewees en Daniël was een van die ouens wat as 'n gevangene daar was en hy het gebid en gesê, Here, herstel ons grondgebied. En God het sy belofte vervul. Paulus sê in Efesiërs 3 vers 20 dat ons veel meer kan doen as wat ons kan dink of droom. Of ja, wat ons kan dink aan, imagine. En God wil ons gedagtes, ons drome, ons imagination gebruik om saam met hom te droom. Jou imagination is nie 'n slegte ding nie. Wie daar gesê dan dink jy, dis net van die duiwel af. Nee. Jou imagination is 'n goeie plek, want as ons dit kan belyn met wat God vir ons het, kan ons saam met hom dink, saam met hom droom oor ons toekoms. En wanneer ons drome belyn met God se plan vir ons lewe, dan vervul hy dit, dan word dit maklik. Weet ek sê nou nie jy moet daar sit en droom oor jy wil die lotto wen nie, want ek weet as dit baie keer taaf gaan, dan dink ek, man, as ek net die lotto kan wen, dan is ek uit al die moeilikheid uit. Dan het ek 'n huis, ek het 'n kar, ek het 'n vrou, ek hoor nou eendag 'n grappie, die ou sê, die ou het $340 miljoen in die Amerikaanse lottery gewen. Okay, yes, hierdie gaan seker lelik klink, maar het was nou nie die mooiste ou wat daar was nie. En die volgende dag, toe daag sy droomvrou op. So 'n jong poppie. Dog, man, sy is nie daar vir die omdat die ou mooi is, sy's daar vir hy $320 miljoen. Dis hoekom sy daar is. In 'n geval. Ek wil 'n paar mense vir julle noem wat drome gehad het. Moses het 'n droom gehad vir God om sy volk te verlos. Joshua het gedroom om die beloofde land te besit. Dawid het gedroom dat God se koninkryk gaan kom. Zerubbabel het gedroom dat die tempel herbou word. Nehemia dat die mure van die stad herbou word. En Paulus het gedroom dat die evangelie die hele wêreld deur sou versprei. Wat is jou droom vandag? Droom jy nog? Is daar 'n droom? Is daar 'n plek waar dit nie net wensdenkery is, van, ek wens dit gaan beter, ek wens ek wen die lotto, ek wens ek het 'n beter kar, ek wens ek het 'n beter girl, of 'n beter boyfriend, ek wens ek het 'n beter huis, ek wens ek het 'n beter foon, of 'n beter wat ook al nie. Dis baie keer net, ons wens dit. Maar is daar 'n plek waar jy nog saam met God kan droom? Is daar 'n plek waar God nog sy plan vir jou lewe kan openbaar, en jy kan daai drome gaan terughaal van die ashoop af, dit afstof en sê, Here, ek wil saam met U droom. Moenie my vergeet nie, moenie my drome vergeet wat ek saam met U gehad het nie. Is jou droom in lyn met God se wil, sy natuur en sy woord? Johannes sê die volgende in 1 Johannes 5 vers 13, sê hierdie dinge het hy geskryf wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons hoor as ons iets vra volgens sy wil. En dan is die volgende vers sê, en as ons weet dat hy ons hoor, en weet ons dat ons kry wat ons van hom gevra het. Daar's goed wat ons, as ons volgens God se wil gaan, hy dit vir ons wil gee. Hy wil dit vir jou waar maak. Hy wil dit vir jou laat uitwerk, as dit nie volgens jou eie motiewe is nie. Jakobus waarsku ons hier in Jakobus 4 vers 3, wat sê, julle vra en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd vra, om dit in julle welliste deur te bring, of op julle welliste te spandeer. Iemand sê eendag, jy weet, as jy die lotto moet wen, al verskil waar gaan wees, as jy doen nie meer sonde in Louis Trichardt nie, jy gaan doen dit nou op Mauritius. Jy weet, dit is net die plek wat gaan verskil. Jy weet, so is net 'n grappie, maar weet, dit gebeur baie keer. God nooi ons uit om weer saam met hom te droom. En dit verg die volgende, 'n luisterende oor, om te hoor wat God se droom vir ons is. Laat ons saam met hom kan droom, 'n gehoorsame hart, en soms om te doen, buite wat ons dink ons moet doen. Jy weet, as God verwag jy moet iets doen, Pastor Anders het laasweek gesê, doen dit gou. Maak gou en doen dit, want dis die regte ding om te doen. En ons palm baie keer met dit, ons doen dit nie, want ons dink, ag, maar wat nou van die, en wat nou van daai, en wat van daai ene, en wat van dit, en dit gaan nie oor dit en dat en die en daai nie, dit gaan oor wat God wil hê vir my in jou lewe. En wanneer ons daai stap neem, is God in dit.
Ons kan baie keer so stagneer op 'n plek en amper ons drome gekrash hê, omdat ons net vasgevang is in hierdie plek, ons is te bang om te beweeg. Ons is te bang om in geloof die volgende tree te gee. Te bang om iets te doen, want wat sal mense sê? Ons het soms nodig om geloofstappe te neem. En ons weet, ons het laasweek gehoor, ons moet ons geloof groter maak of voed om uit te gaan met dit. Dit vat ook geloof. Dit verg geloof. God wil sy drome in jou lewe vervul. Iemand sê, en ek gaan dit in Engels sê, it always involve yourself with something that's bigger than you are, because that is where God is. Ons het nodig om baie keer ons te omring met goed wat groter as ons is. Dit gaan te veel vir jou wees. Dit gaan nie maklik wees nie. Dit gaan taaf wees. Dis 'n groter plek as wat jy kan dink of droom. Dis baie keer 'n scary plek. Dis baie plek wat dink, ek gaan dit nie maak nie. Dan weet ons God gaan in dit wees. Maar as dit iets is wat jy kan doen, gaan God nie in dit wees nie. Want jy gaan dit mos kan vermag. As dit jy is, nee, ek het net R5 nodig om die einde van die maand te maak. Dis nie 'n challenge nie. Dis nie eens groot nie. Sê Here, ek vertrou vir R5. Ja. Maar kom op 'n plek waar jy vertrou vir 3 miljoen of 5 miljoen. Of as jou droom met God se hart belyn is en hy wil hê jy moet 100 miljoen hê om sy werk op aarde te doen. Easy peasy. Dan word dit makliker vir ons. Die grootste vyande of vreemdelinge van hierdie sukses is sekuriteit en geleentheid. Ons kan baie keer so in ons comfortzone en ons gemaksone wees, dat ons te bang is om uit te beweeg in die plek van geleentheid in. Want dit is veilig hier, dit is gemaklik. En ek wil nie uitbeweeg nie, want ek gaan myself blootstel. Elke groot sukses lyk aanvanklik onmoontlik. En ek dink julle kan na baie ouens dink, wat as hulle nie die kans gevat het nie, het hulle dit nooit gemaak nie. Want dit het onmoontlik gelyk in die begin. As iets nie geloof verg nie, is God moontlik nie in dit nie. Ons moet daai stap van geloof hê vir God om in dit te wees. Anderster word dit te maklik. As jy dit kan droom, kan jy dit doen. As jy dit kan droom, kan jy dit doen. Psalm 37 vers 4 sê, verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Wanneer ons onsself in hom verlustig, sal hy dit vir jou gee. God seën goddelike drome. Hoor die verskil? Ons kan drome hê, maar dis nie goddelik nie. Maar wanneer dit 'n goddelike droom is, sal hy dit seën en dit sal uitwerk vir jou. God wil hê jy moet jou verbeelding gebruik. Nou wie van julle het al julle verbeelding gebruik? Wat is dit in Engels? Imagination, verbeelding. Jy weet, ons het baie keer aan, jy sien jouself al klaar in oorwinning, jy sien jouself al klaar gesond, jy sien jouself al klaar by die deurbraak, jy sien jouself al klaar die prys wen. Dis jou verbeelding. En 'n verbeelding is van God af. Het julle al gevind, 'n verbeelding is nie van die duiwel af nie. Die probleem is, ons kan onsself verkeerd verbeel. As ons onsself verbeel, dit gaan nie goed gaan nie, dit gaan sleg gaan. Imagine wat gaan jy kry? Jy gaan dit al kry, want dis wat jy jouself verbeel. Maar as jy jouself kan oplig na 'n plek toe, en saam met God kan begin droom, en jouself kan verbeel, of kan sien, wat onmoontlik is, kan God die deurbraak in jou lewe vir jou bring. En soms moet ons onsself net begin droom. Ek praat nie hier van dagdroom van, het sou nou lekker wees om 'n ander girl te hê, of het sou nou lekker wees om 'n ander vrou, nee, ek praat nie van daai goed nie. Ek praat hier van goed wat God saam met jou droom. Want so maklik droom ons alleen. Ag nee, as ek nou maar net 'n beter kar het. Jy weet, as jy my seuns vra, dan wil hulle daai model hê. Hulle wil daai kar hê. Dan sê ek, wat gaan jy maak met hom? Nee, dit gaan cool wees. Ek sê, hy vat jou soos 'n bicycle van punt A na punt B. Dis al wat hy doen. Dis al wat sy werk is. Dis nie om daar in die straat te ry en te vroom vroom papa, weet daai wat nou jy hoor dit baie in die dorp. Dan dink jy mense skiet op mekaar, dan sê die uitlaatstelsels wat klap. Maar hy gaan nie, as hy van punt A na punt B met 'n fiets gaan of met daai kar gaan, dit gaan nie dieselfde wees, Henry. Dit gaan nie dieselfde wees
Met die voet, of met die skateboard, of met die fiets, of met die kar. Met jou pa se kar voel dit nou natuurlik lekkerder, want jy kan vinniger raakkom, is dit nie? Maar verstaan, die ding is net, dat ons drome is baie keer, ons verbeelding hardloop met ons weg, wanneer dit daar kom. Jesus of God moet die middelpunt wees van jou droom, dan is dit belangrik. Ons moet die gedagtes van Here, the mind of Christ. As ons sy gedagtes het, weerspieël ons God se heerlikheid hier op aarde. En dan kom die volgende ding. Om te volhard en moed te hê, het die prys van geloof. Ons het geloof nodig om te volhard deur te druk. Die vraag is, inspireer en motiveer jou droom jou. Dink bietjie aan 'n paar drome wat jy het. Is daar 'n inspirasie, is daar 'n passie wat uitkom van dit af? Is jy nog opgewonde wanneer jy praat oor jou droom? Of jou roeping, of wat ook al jy moet doen? Is jy opgewonde as jy praat oor jou werk? As dit is wat die Here wil hê jy moet doen, is jy opgewonde daaroor? Het jy 'n passie vir dit? En ek het geleer een ding, as jy nie 'n passie het om iets te doen nie, en jy moet dit doen omdat iemand vir jou sê om dit te doen, los dit eerder. Want jy gaan dit in elk geval moet oordoen, want die passie is weg. En ek werk eerder saam met 'n ou wat passie het, wat nie weet wat om te doen nie, as met 'n ou wat dink hy weet wat om te doen, en hy het nie 'n passie vir dit nie. Jy gaan groter moeilikheid hê. Markus 9 vers 23 sê die volgende: As jy kan glo, is alle dinge moontlik vir hom wat glo. Everything is possible for the one who believes. Alles is moontlik vir die een wat glo. Het jy die moed om weer te droom? En hier praat ek nie van jou ouderdom nie. Hoor mooi, as jy kan droom, kan God dit waarmaak. Maak nie saak of jy 15 jaar oud is of 90 nie. God kan nog steeds drome in my en jou lewens waarmaak. En soms is die droom nie net vir my nie. 'n Droom is dalk baie keer vir ons gesinne, is dit nie? Jy weet, as jy moet mooi dink, jou gedroom is nie net beperk tot by jou nie. Dit is deel van jou gesin, jou kinders. Ons het drome oor ons kinders om goed te doen. Inteendeel, vir ons kleinkinders. Ek is nog nie daar nie, maar ek hoop ek is binnekort daar. Maar as ek kleinkinder, ek het drome vir hulle, ek het planne vir hulle. Okay. Moenie vir hom vra of hy weet wat om te doen nie, hy weet. Nee, ek grap. Die probleem is, wanneer ons droom, is jy al groot vyand. En ons grootste vyand vir droom is soms vrees. En ek dink dis die enigste uitdaging wat ons baie keer gaan face wanneer ons droom. Want ons is bang. Bang nie net vir die droom nie, want as jy droom jy nie bang maak nie, soos ek gesê het, is God dalk nie in dit nie. Maar as ons droom, wat gaan anders? Ons is bang vir ons droom, vir wat ander gaan sê. Wat gaan ander mense dink? Wat gaan ander mense sê as ek hierdie plan het, as ek hierdie droom het? Wie van julle ken vir Walt Disney? Wel, almal ken hom. Al die kinders ken hom beter as die groot mense. Walt Disney het eendag gesê, all your dreams can come true if you have the courage to pursue them. Al jou drome kan waar word as ons die moed het om daarna te streef. As ons die moed het om te streef na ons drome, as ons kan uitstrek en uitdruk na dit toe in geloof, kan dit vir my en jou waar word. Maar ons gaan moet die stap van geloof neem om te sê, Here, ek strek my uit na dit toe. En glo my, dit gaan nie sonder uitdagings wees nie. Wie van julle het al 'n droom gehad en die volgende oomblik toe is daar 'n uitdaging? Volgende oomblik toe is daar 'n probleem. Volgende oomblik toe is daar 'n druk of 'n stres of iets wat opdaag. Dit gaan nie sonder uitdagings wees nie. Dit gaan nie maklik wees nie. Want ons het 'n vyand wat my en jou weerstaan as kind van die Here. En die gevaar is wanneer ons in daai plek kom waar ons 'n uitdaging het, is dit maklik om te sê, Here, ek gee op. Ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer aangaan nie. Daai uitdagings kan op verskillende maniere kom. Soms is dit deur 'n vriend wat sê, nee, wat los maar. Gee dit op vir 'n bad job. Wie het al daai woorde gehoor? Kom ons gee maar op. Ons gaan dit nie maak nie. Kom deur familie, kom deur finansies. Maar ek het nie geld om dit te doen nie. Daar's nie genoeg nie. As ons oë op Jesus hou, het jy jou nie gevra hoeveel geld het jy nie. Het jy al ooit in die Bybel gesien, die Here vra hoeveel geld het jy? Jan, hoeveel geld het jy? Kom ons kyk. Okay, dan kan ons daarmee werk. Hy vra ons nie dit nie. Hy vra ons, het jy geloof? Kan jy die tree gee? Kan jy uitstap in dit? Dan sê die Here, dan sê in dit. Hulle sê 85% van klein besighede gee op net voor hulle grootste deurbraak.
En ek weet nie of julle al gesien het nie, jong, baie min besighede, klein besighede maak dit werklik. Maar baie keer net voor die deurbraak kom, net voor hulle groot gaan, net voor hulle viral gaan. Dit is ons nou die taal wat julle jong ouens verstaan, hulle het viral gegaan. Net voor hulle hierdie amazing company word, gee hulle op en hulle maak hulle deure toe. En ek dink baie keer is ons ook daar. Baie keer is ons as mens daar, net voor die deurbraak kom, sê ons, ag nee wat, ek gee nou maar op. Nee, dit gaan nie vir my werk nie. En ek dink die Here staan daar met aan die ander kant van daai opgee, staan hy met die prys, met die oorwinning, met dit wat hy vir ons het, om ons verder te vat, en dan draai ons om en ons stap weg. En ek wil vir jou sê, as jy daar is, in jou lewe vandag, en jy dink, dis nie vir my nie, ek wil opgee, hold on, hou vas aan die Here, hou vas aan hom, want hy is 'n waarmaker van sy beloftes en sy woorde oor ons lewens. Moenie moed verloor nie. Volharding bring die beloning. Galasiërs 6 vers 9 sê die volgende: En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. 3 goed wat belangrik is: gebed, geduld en volharding. Ons het nodig om in gebed geduldig te wees en te volhard. Hulle het 70 jaar gewag vir hulle om terug te gaan na hulle land toe. Dan sê jy, Benny, maar ek het dalk nie nog 70 jaar oor nie. Maar weet jy weet nooit die pad wat jy al gekom het nie. Die pad wat jy al gekom het is dalk jou 70 jaar. En die deurbraak is voor jou deur. Die belofte is voor jou deur. En die oomblik wat jy in jou belofte kan ingaan, kan ons weer lag. Kan ons weer vry wees. Kan ons weer mens wees. Is dit nie? Moenie opgee nie, God is getrou. Waar is jy nou op jou plek in jou lewe? En die vraag wat baie keer kom is, waar is God in dit? Is daar nog hoop? En 'n ou kan dalk miskien deur 'n verlies of 'n teleurstelling gegaan het, 'n werksverlies, 'n siekte, 'n dood van 'n geliefde, miskien 'n egskeiding of 'n finansiële druk, of miskien net oor werk. Daar is 'n vyand se leuen. Wie van julle onthou die fliek Rat Race? Kom, julle jong ouens moes hom al gekyk het. Come on, moenie vir my sê julle het nog nie gekyk nie. Die fliek se naam is Rat Race. Nou wat gebeur het, hierdie ouens was in 'n casino en iewers ter in die dobbelmasjiene was sulke goue coins gewees. Daar's 'n klomp ouens wat daar bo sit in 'n kamer en hulle speel hierdie speletjie, hulle wet miljoene of biljoene op mekaar. Sê right, ons gaan in 'n dorp baie verder aan, ek wil amper sê Silver Lake of een van die dorpe in Amerika, sit hulle in 'n locker, sit hulle 'n klomp geld. En hulle sê vir die ouens op 'n tafel, right, ouens, julle Teresies, die ouens wat eerste by daai locker kom, kan al die geld kry. En daar's so 'n groepie van so 20, 25 mense. My kinders like om te kyk want daar's baie funny gedeeltes in die fliek. Baie goed wat jou maak lag. En so as jy iets wil gaan kyk jy Rat Race vir hom, maar dit is nie onheilig nie. En wat gebeur is hulle trek weg van hierdie casino af op pad soontoe en dis ver. Maar een ding in die proses wat gebeur het, hulle het vergeet van die mens langs hulle. Hulle het mekaar vertrap, hulle het mekaar verniel, hulle het mekaar van die pad afgestamp met karre net om eers by die locker uit te kom want daar's 'n belofte van geld. En so het hulle uiteindelik iemand toe daar uitgekom en die geld gekry, maar op pad soontoe is hulle by 'n konsert wat hulle hou vir weeskinders. En op hierdie konsert het hulle uiteindelik met 'n lugballon en al sulke goed daar geëindig. En toe hulle die kinders sien wat swaar kry, toe besef hulle vir daai oomblik wat hulle gedoen het. Toe onthou hulle die mense om hulle. Toe die mense wat die hardste beklei het om by die geld uit te kom, het die grootste vriende geraak. Want hulle het mekaar getrap en geskop en geslaan en whatever gedoen. Maar uiteindelik, toe besef hulle, daar's mense wat dit meer nodig het as ons. En hulle het uiteindelik 'n klomp van, hulle het al hulle geld en 'n klomp van die miljonêers se geld geskenk aan hierdie organisasie. Maar die een ding wat belangrik is, moenie so gefokus wees op jou lewe, jou dinge, dit wat jy dink jy moet bereik, laat jy die mense om jou vergeet nie en hulle vertrap nie. Ons is almal God se kinders. Ons moet dit nie vergeet nie. Jy is dalk getroud met God se dogter. Jy is dalk getroud met God se seun. Maar ja, ek wil nie sê dalk nie, ek wil sê jy is. Pas op.
hoe ons mense om ons hanteer. Die Here is ook die Here. En hy is ook die Here oor sy kinders. Hy wil hulle drome ook waarmaak. En ons nodig om soms ander mense se drome ook te sien, terwyl ons droom saam met God najaag. En ek wil vandag vir jou sê, God het jou nie vergeet in jou droom nie. Dit voel dalk so, dit voel dalk of 70 jaar moet verbygaan. God het jou nie vergeet nie. Filippense 1 vers 6 sê die volgende: Hy wat in julle 'n goeie werk begin het, sal dit voltooi tot op die dag van Jesus Christus. God wil die werk in my en jou voltooi. Hy gaan jou drome laat deurkom. Belyn jou droom met God se plan. Soms wil ons droom op ons eie doen. Vat jou plan of jou droom en sit hom aan God se plan vir jou lewe en sê, Here, waar pas my droom in? Here, dankie dat U my drome saam met U om U koninkryk te bevorder, laat inpas en laat waar word. Ek weet ons het baie keer ons eie drome vir 'n nuwe iets. Maar weet jy wat? As dit God se koninkryk verheerlik, gaan God die eer kry wanneer jy dit kry. Is dit nie? Paar belangrike punte wat ek hier neergeskryf het. Soek eers God. Dis die eerste ding. Kom ons vat tyd en soek eers na God. Droom groot saam met hom. Moenie toelaat dat mense jou droom steel nie. Nou ek wil een ding sê wat belangrik is hierso. Ek en jy, wanneer ons droom, is daar 3 goed waarvoor ons moet uitkyk. En hierdie 3 is seker die belangrikste goed vir 'n droom wat jy kan hê. Die eerste een is, deel jou droom met dromers. Ouens wat saam met jou kan droom. Ouens wat vir jou gaan sê, yes, go for it. Ons help jou, ons stoot jou, go for it. Hoe ver is jou droom? Gaan aan, druk. Dis 'n dromer. Deel jou droom met dromers. Dis ook die ouens wat jou sal, wanneer jy voel, jy gaan dit nie maak, jy gaan sê, nee man, moenie ophou nie, hou aan, jy gaan dit maak. Dan die volgende 2 is die gevaarplekke. Die een is jou droom doodmakers, as ek dit kan sê, jou dream killers. Ouens wat jou drome doodmaak. Hulle sal vir jou sê, dit sal nooit werk nie. Dit sal nooit uitwerk nie, dis 'n dom plan. Nee man, nee, dit sal nie vir jou uitwerk nie. So jy gaan dit in elk geval nie maak nie, jou neus is te krom. Verstaan, daar's sulke goed wat mense vir jou sê, om jou droom, wat jy saam met God gehad het, dood te maak. En dan die volgende een is, jou droomstelers. En ek kan vir julle stories vertel van mense se drome wat al gesteel is. Hulle sal daar sit en met 'n fyn oor luister na jou droom. En dan gaan doen hulle dit. Ek onthou die eerste keer toe ons gepraat het, ons wil 'n koffiewinkel oopmaak by die kerk. En 2 weke later maak 10 ander koffiewinkels in Louis Trichardt oop. Jy kom by die Paddle, dan is daar 'n koffiewinkel. My fatherland. Wie drink koffie terwyl hulle sport doen? Ek weet nie. Ek dink nie ek het tyd om koffie te drink nie. Seker my mense wat saamkom, maar in 'n geval hoor wat ek sê. Iemand het gehoor en die droom is gesteel. En ons moet pas op met wie ons drome deel. Want jy kan of saam met mense droom, of jy kan jou droom doodgemaak hê, of jou droom gesteel hê. Pas op vir die ander 2. Droom saam met dromers. En jy sal suksesvol wees. Droom saam met die Here in die begin, dis eintlik die belangrikste. En dan bewaar jou denke. Kyk uit na negatiewe denke. En ek dink dis ook belangrik, want ons kan baie keer so negatief raak. Na hierdie preek vanoggend stap ek hier uit, en die ma sê vir die kind, ons gaan nie daai geld hê om dit te doen nie. En ek dink by myself, daai klein seentjie het met hierdie droom na sy mamma toe gaan. Okay, hy was nie in die preek nie, so hy weet nie wat ek gesê het nie. Ek sê, mamma, ek wil hierdie, en sy ma sê, dit kos R2000, maar ons het nie daai geld nie. En ek dink, het jy niks gehoor wat ek nou net gesê het nie. Ek het amper gestop en gesê, luister, stop net daar. Droom saam met die Here. Want ons beperk onsself oor die geld in ons beursie. En dis die grootste leuen wat die vyand my en jou kan vertel. Pas op vir negatiewe denke. Fokus op die goedheid van God, God se genade en sy beloftes oor jou lewe. En dan moet ons pas op ook in hierdie plek vir ons woorde, laat ons nie saam met die vyand stem teen God se plan vir jou toekoms nie.
Ons stem baie keer saam sê, okay, nee, dis wat ek het, dis wat ek ry, dis waar ek bly, dit kan nie beter gaan nie. Ons stem soms saam met die vyand se woorde. Pas op om saam te stem. God sal nie ophou werk om sy belofte in jou lewe te vervul nie. Ons sal moeg word, ons sal wil opgee, maar God hou nie op om te waak oor sy beloftes oor jou nie. Hy is altyd getrou en jy kan daarop reken. 3 goed wat belangrik is, kan jy weer droom? Kan jy weer saam met God begin droom? Kan jy weer glo in dat God jou droom gaan waarmaak? En dan die volgende wat ek geskryf het, begin weer leef. Klim af van hierdie ratreis af en begin weer lewe saam met God. Help dit? Maak dit sin? So as jy vandag hier sit en jy sê, ek het opgegee op my drome. Ek het hierdie drome gehad oor my lewe en ek het dit diep weggebêre. Want ek het gesien, daar's te veel weerstand. Mense het gesê, ek gaan dit nie maak nie. Ek het self gesien, dis te moeilik. Dan wil ek hê jy moet vanoggend saam met my staan, ek wil saam met jou bid. Miskien sit jy hier vanmôre en jy sit met 'n siekte en dink hierdie is te groot vir die Here. My droom is om weer te kan draf, maar my voet is seer. Dis te groot. Dan Helene, jou heup, jy kan weer saam met die Here droom, dan hol jy vir 'n peer daai hele plot vol. Plaas vol. Ons kan weer droom saam met die Here. Jy sit dalk met 'n ernstige siekte vanmôre en miskien kyk jy aanlyn, daar's dalk 'n doodsvonnis oor jou. Maar God het geen behaag in die dood nie. En ons wil lewe hê in dit. Droom weer saam met die Here. So kom staan saam met my. Ek dink ek staan vir 'n paar drome. Daar's 'n paar drome wat ek nog wil laat uitvoer of wil laat gebeur. Miskien gaan dit sleg in die besigheid. Miskien gaan dit nie so goed in jou huwelik nie, of in jou vriendskappe nie, of waar ook al dit mag wees. Miskien lyk jou finansies met so groot rooi minus, maar droom weer saam met die Here. Droom weer dat dit beter sal gaan met jou. En ek sê vandag vir jou, God wil hê dat dit moet beter gaan. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vandag na U toe. En Vader, dankie dat ons net weer kan kom. Eintlik kan kom en ons ou drome weer kan afstof. Weer op die plek kan kom en sê, Here, ek grou dit uit daai kas uit waar ek dit so diep weggebêre het. En self gesê het, die goed gaan nie waar word nie. Dit gaan nie gebeur nie, dit is te veel, dit is te moeilik. Here, dankie dat U kom en U waak oor ons drome, wat ons saam met U bou. Help ons om ons drome te belyn, help ons om hierdie drome te vat weer na U toe en sê, Here, hier's my droom, droom weer saam met my. En dankie Here, al koste dat U engele aangaande ons opdrag gee om hierdie drome uit te voer. Dankie Here, dat ons bonatuurlik sal sien die goedheid van die Here wanneer ons saam met Hom droom. Laat U ons weer gaan vul met 'n gelag en laat ons weer vry sal wees as mens in hierdie seisoen wat kom, in Jesus Christus naam. Ek seën elkeen hierso. Mag julle geseënde week hê en droom weer saam met die Here en glo Hom dat dit sal waar word in Jesus naam.